Hallo julle almal, getroue luisteraars wat die Bybel saam met ons deurlees. Vandag sit 1 Timoteus hoofstuk 2. En net so 'n kort gedagte voordat Tracy Lee vir ons dit gaan lees. Paulus wil hê gebed moet eerste wees in gemeentes en in alle Christene. Nie rusie nie, bid vir alle mense, ook vir die Romeinse keiser wat nie vriendelik was nie. God wil hê en God se wil is dat alle mense moet gered word en tot kennis van die waarheid kom. Wie is ons dan om te sê ek bid nie vir my land of vir sy leiers nie? Nee. Kyk hoe gaan dit. Maar die Bybel, God self, 2 Petrus 3 vers 9 sê die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee. Hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore mag gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. En nou gaan Tracy Lee self vir ons voorlees uit 1 Timoteus 2. Fokus op vers 1 tot 6. Dankie Tracy Lee. 1 Timoteus 2. Onderrig oor die gebed. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en aan alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid. Ek lieg nie. Pligte van mans en vroue in die gemeente. Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoom moet wees. Hulle versierings moenie haarkapsels en goud of parels of duur klere wees nie, maar goeie werke, soos dit vroue betaam wat openlik bely dat hulle God dien. 'n Vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie. Dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Maar sy sal haar redding vind in moederskap, as sy maar volhard in geloof, liefde en 'n heilige lewe en daarby beskeie bly. Nou ja, tot sover vandag. Tracy Lee het nou vir ons gelees en net so 'n gedagte, so 'n kort nabetragting oor 1 Timoteus 2 in baie eenvoudige Afrikaanse taal, nê? Wat gebeur hier in hierdie hoofstuk 2? Timoteus is 'n jong dominee. Die mense in die kerk baklei en hulle praat lelik. Paulus skryf vir hom: Timoteus, so moet jy lewe en so moet jy hulle leer om te lewe. Dis dieselfde God wat vir Adam en Eva gaan soek het en vir Adam gevra het: "Waar is jy?" Hy soek vandag nog almal en hy vra nog steeds aan almal wat lewe:
waar is jy? Daar is net een brug, het ons gelees in vers 5. En dit is die hart. Daar is net een God en een brug tussen God en mense, Jesus. Eva het die pad gebreek. Jesus kom en hy maak die pad weer oop. Hy herstel dit vir ons. Ons kan nie self betaal nie. Jesus het vir almal betaal wat hom aanneem. Hoe moet ons dan lewe? Soos Paulus vir ons sê, mans moet bid sonder om kwaad te wees. Vroue moet leef met 'n mooi hart en 'n goeie dade. Moenie baklei oor wie is belangrik nie. Wees rustig in Christus. Met ander woorde, God wil alle mense red. Daarom moet ons vir alle mense bid. Daar is net een brug na God en dis deur Jesus. Hy is die brug. Hy het vir ons almal betaal. Daarom moet ons ophou baklei en in vrede lewe. En so vraag jy in die lig inskiet, nê. Word my lewe gekenmerk deur rusie, harde woorde, miskien baklei en stry met ander mense, dalk 'n vertoon, of deur gebed en stille godsvrug? Tot sover vandag. En ons sluit af met 'n gebed tot die Here. Here, dankie dat U alle mense wil red. Dankie dat Jesus die enigste brug is. Leer my en vir ons almal om vir ander te bid, ook vir moeilike mense, Vader. Gee vrede in ons harte, gee vrede in ons huise, sodat ons 'n stil lewe kan lei, Vader. U wil hê dat alle mense moet gered word. Dit is U wil, dit is wat U self sê. Gebruik ons Bybelleesgroepie, Here, om te help om Jesus se evangelie oral deur te verkondig met al die instrumente en die tegnologie wat U aan ons skenk. Amen. U soek my hele hart, nie net 'n stukkie van my lied nie. U roep my nader, omdat ek aan U behoort. Bring jou bekommernis nader, bring jou vrae na sy voet. Met gebed en danksegging word jou hart weer stil en goed. Moenie swaar dra op jou eie, moenie vrees vir môre se dag. Die Here hoor jou fluister en sy vrede hou die wag. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies U wil, ek kies U lig, ek hou my oë op U gerig. Een God, een Heer, U liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan U. Wees oor niks besorg nie, bring dit alles voor die Heer. In gebed en smeking, met dankbaarheid al meer. Laat jou